asseblief. Prys die Here, is jy gebless? Is jy reg vanoggend om die woord te hoor? Awesome, awesome. Want jy sien, die Here is vanmôre in ons midde. As jy die woord ken, sê hy, ek is vanmôre hier. Ek is vanmôre hier om jou aan te raak. Ek is vanmôre hier om jou vry te maak en los te maak. Prys die Here. Toe ek nou voorberei vir hierdie preek, en soos ek Bybel lees en ek bid en voeg die Heilige Gees net goed by. En dan lees ek dit en sê ek, wow, Here, en ek voeg dit goed by. So my preek gaan vanoggend 4 ure lank wees. Is dit reg met julle? Kan ek 'n amen kry? Ons gaan nou 'n kollekte opneem vir die horlosies. Wie per Rolex, steek jou hand op. En ek wil vanmôre begin met my boodskap. Ek sal in die kamera bly. Ek wil vanmôre begin met my boodskap. En die hele week dink ek daaraan en ek vra Heilige Gees oor wat moet ek preek. En dit wat ek wil gepreek het, moes ek my preek verander. Here sê die preek is vir 'n volgende keer. En ek staan daar en ek begin vanmôre met die gedagte waar die woord van God sê. Die Here sê uitdruklik, as iemand preek, as pastoor Eman preek, as pastoor Nico preek, as pastoor Dani preek, gaan ondersoek die skrifte of dit die waarheid is. Want soveel mense word mislei as gevolg van hulle ken hulle woord nie. Hoor mooi, ons as kinders van die Here moet begin besef dat God se woord is die waarheid. Niks anders as die waarheid nie. Jy sien, as iemand iets sê, kom na die woord toe. Want hier mag jy niks wegvat nie en jy mag niks byvoeg nie. Amen. Hy sê, ons ken die skrif, my volk gaan ten gronde as 'n gebrek aan kennis. My volk, sê die Here, my kinders wat in die banke sit, my kinders wat in kerke sit, gaan ten gronde as gevolg van hulle ken nie hulle woord nie. Okay, hier is die inleiding. Right. Ek gaan 'n skrifgie. Dit was van my Matteus 5 vers 19 tot 20. Hoor wat sê die woord hier. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen, julle ouens, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Volgende vers. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerders en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Eina, jy kan môre saam my preek, jy is baie welkom. Alright, kan ek 'n amen kry? So dit wat ons leer, moet volgens God se woord wees. Dit wat in die woord staan, moet ons oordra na jou toe wat die woord sê. Ons kan nie teen God se woord gaan nie. Want sy woord is die waarheid, sy woord is soewerein. Hy's Jesus, hy's God. Hier begin my preek vanmôre. En as jy my preekie vanmôre kyk, hier nou was my prentjie. Okay, so 'n bietjie baie lig. My preek van vanmôre is jy hemel materiaal? Nou onder in die prentjie bo is die kruis, is hemel, en onder die prentjie is daar vlamme wat brand. Twee prentjies in een. Is jy vanmôre hemel materiaal? As jy my preek gaan jy vanmôre die kern van my boodskap kry. Amen. Prys die Here. Jy moet stil wees nie. My volgende skrif wat ek wil lees, is 'n bietjie harde ene. Want jy sien, baie keer as ons die woord lees, is dit op almal van toepassing. Op al die kinders van die Here. Kom ons lees. Matteus 5. 43 tot 48. Is ek reg? Nee, sorry. 5, 19 tot 20. Reg, Liesel? Nee. Volgende skrif. Matteus 5, 43. Het jy hom? Matteus 5, 43. In my bril aansit. Right. Dis as jy ouer word, dan die bril nodig. Ek kon vers sien, glo my. Vers 43. Luister.
Hy sê, jy het gehoor, dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, en jou vyande moet jy haat. Skrif, 44, hy sê daar, volgens 44, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Alright, vers 45, volgende skrif, sodat julle kinders kan word van julle, Stevie, en ek hoop het sink vanmorgen in jou binneste in vanmorgen. Ek hoop hierdie woord wat jy vanmorgen luister, sink, nie hier in nie, maar in jou hart. Sodat julle kinders kan word van julle Vader, wat in die, kom ons klaar het uit vanmorgen. God die Vader is in die hemel. Jesus is aan sy rechterkant, is ons advokaat, en die Heilige Gees is by ons wat ons lei. Right? Right, kom ons gaan aan. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en oor goeies. En hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. 46. Sê daar, want as julle lief het, die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Hoor mooi wat sê die woord. Want as julle lief het, wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En nou, volgende vers. En as julle net julle broeders groet, kyk in die kerk, almal is heilig. Weet, hy op my sitplek sit, nou, ek gaan nie volgende groet nie. Weet, of die tannie met die groot hoed, wat voor my sit, en ek kan die pastoor nie sien nie. Dan is 'n oplossing, haal die hoed af. Alright. Maar, wie groet jy? As jy net jou broeder groet, ja, is ons hemelmateriaal. Kom eens verder. Wat besonder doen julle dan? Doen die tollenaars ook nie dieselfde nie? Vers 48. En sê daar, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Sal ons ooit God kan uitredeneer? Sal ons ooit God se werke kan verstaan? Jy sien, sy liefde is soerein, sy liefde is volmaak. Is jou liefde? Jy sien, word baie mooi. Sy liefde is tafbaar. En dis my God. Die volgende skrif wat ek wil lees. En ek gaan nou amper afsluit. Nee, ek ook. Korintiërs 3, vers 1 tot 3. As julle dan saam met Christus opgewek is julle opgewek saam met Christus? Kan ek 'n amen kry? Ons behoort aan God. Ons is saam met hom. Soek die dinge daarbo. Soek die dinge daarbo. Soek die dinge daarbo. Die woord van God. Oh, man, ek wil nie my preek afwyk nie, maar joh, soek die dinge daarbo. God, kom ons gaan verder. En hy sê, waar Christus is, amen, en aan die regterhand van God sit. Ek het nou vir julle gesê, hy sit aan die regterhand van God, vers 2, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op aarde is nie. Luister vanmorgen vir my, die aarde tel nie meer nie. As jy in God is, en van God se woord, tel die aarde nie meer nie. En ek gaan nou daarby kom. Volgende vers. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Jy sê sy handpalm graveer, jy is verborge in God. Soek die dinge wat daarbo is, bedink die dinge wat daarbo is. Nie op aarde nie. Die aarde gaan vergaan, maar God sal bly staan. Amen. Volgende skrif leesel. Kolossense 3, 12 tot 17. Beklee
bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes. So my vraag vanmôre is jy materiaal? Maar die kern van my boodskap is God se liefde so soewerein? Jy kan dit nie meet nie. Jy kan God se liefde nie meet nie. Ons gaan nou by die skrif kom. Maar God heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, die vrug van die Gees. Volgende vers. Verdra. Ag, Here. Hierdie tannie met die hoed hier voor my. Wat ek kan verdra. Verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het. Ons klaam ons. Ons klaam ons oor dit, ons klaam ons oor dat, en ons sê dit, wat sê, vergeef mekaar, so Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Amen. Volgende vers, en bekleed julle voor dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Die liefde wat volmaak is in dis God. Soek God, dink God en leef God. Amen. Vers 15. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een. Sien weer? Sien weer? Jy is in een liggaam saam met God. Luister vir my. Jy is nie 'n outsider nie. Jy is nie 'n inwoordeling nie. Jy behoort aan God. Jy is in God se liggaam. Jy is deel van God se liggaam. Jy is deel van hierdie kerk. Hoekom sit jy? Hoekom dink jy sit jy in die kerk vanmôre? Nie te wees. Nee. Ons vorm 'n liggaamsdeel. Ons is deel van God se liggaam. Kom ons gaan verder. In die liggaam roep, in julle harte heers en wees dankbaar. Volgende vers. Laat die woord van Christus ryklik. I rest my case. I rest my case. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Daar's 'n spreekwoord wat sê, wysheid is wysheid. So as jy nou baie grys is soos om Anton, is jy baie wys. OK. Maar grysheid is wysheid, maar die woord van God is ver bo wysheid. Kom ons gaan verder. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. En sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En ek kan vassak by die laaste stukkie. Sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. Here, die feit dat ons vanmôre in die kerk sit, is om oor dankbaar te wees. Die feit vanmôre, Here, dat ek klere kan dra, is om oor dankbaar te wees. Here, die feit dat ek vanmôre in my kar kan klim, of ek kan loop, Here, is oor dankbaarheid. Is God se liefde so groot, broer, suster? Kom gaan aan. Volgende vers, die laaste ene. En wat julle ook al doen, hy sê nie daar in die kerk nie, hy sê nie daar by jou huis nie, hy sê daar, wat julle ook al doen, in woord of in daad. Doen alles in die naam van die Here, Jesus, en dank God, die Vader, deur hom. Hy is 'n awesome God. Hy is 'n God wat sy liefde ver strek. En hier kom ek by my preek vanmôre. Ek het gesê 4 ure, né? Jy met my time. Het iemand 'n chocolate vir hy oom? En ek wil weer vanmôre aan die Here voorstel. Alright, kan ek? En hierdie volgende gedeelte in die Bybel, waar God 'n verhaal vertel. Ons lees keer baie keer die skrif, maar daar's een woordjie wat my potjie. Ek tog, Here, lees ek reg? OK, kom ons lees dit. Dan gaan
Kan jy sien? Volgende skrif is Johannes 8, vers 3 tot 11. En ek wil net môre, as ek hom lees, laat hy insink. Ek verstaan wie God is. Ek sê daar, en die skrifgeleerders en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was, na hom gebring. Alright? En toe hulle haar tussen hulle laat staan het, sê hulle vir hom, Here, hierdie vrou, egbreek gepleeg. Sy het verkeerd gedoen. Sy moet gestenig word. Ons is nie klip hierso nie. Alright. Hier is 'n klip, ek vat 'n voorbeeld nou. En hulle staan klaar gereed met die klippe om haar te stenig. Hoe mooi. Moses se wet sê. Dit Moses, ons nou lees. Nou Moses. Hy sê, Moses het sê, as ons sal sien, moet ons stenig. Hier is die klippe. Klaar gereed. Maar hoor nou, en Moses het ons in die wet beveel gegee om sulke vroue te stenig, maar u, wat? U. Wow. Luister, vers 6. En dit het hulle gesê om hom te versoek. Jy sal altyd in versoeking kom. As jy kind van God is, sal altyd in versoeking wees. Kom ons gaan verder. Sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig, maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond begin skrywe. Hy het nie 'n woord gesê nie. Want weet jy wat, hy is 'n gentleman. Dan staan die vrou wat gesondig het, en hier is die aanklaers met klip in hulle hande, en hulle was stenig. En Jesus begin in die grond te skryf. En hy skryf. En die ou wat daar staan met die klip in die hande, sien wat hy skryf. Kom ons gaan verder. Maar Jesus het neergebuk, right. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, dit is mense mos. Here, ek kom as die mense wat dit aanhou. En aanhou om te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op hom gooi. Hy het niks gesê nie. Die eerste keer wat hy praat, sê, as julle sonder sonde is, kom tel die klip op en gooi. Maar God het daar die klip in hulle hande gesien. Die klippe was klaar in hulle hande gewees. En in die volgende skrif, vers 8 en 9, en hier het hy neergebuk en weer op die grond geskrywe. Die volgende vers, man, en ek sê daar, en toe hulle dit hoor, maak dit sin vir jou? Hulle sê, en toe die fariseërs en die fariseërs dit sien, en dit hoor. Nou, dit is goed vir een ding, as ek in die grond skuif, wil jy dit hoor? Nee, jy gaan nie. Jy gaan dit nie hoor nie, want dit is sag as jy in die grond skryf. Maar hy sê daar, en toe hulle dit hoor, want jy sien, toe hulle daar staan, kom die Heilige Gees en begin hulle ore te fluister. Maar wat God in die sand geskryf het, was elkeen sy sonde gewees. Elkeen wat daar staan en het gesien en het gelees wat hulle sonde is. Want die Here het in die grond begin skryf, jy het dit gedoen, en jy het dit gedoen, en jy het dit gedoen. Hy het nie 'n woord gepraat nie. Kom ons lees verder. En toe hulle het hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus het alleen agtergebly, sonder die vrou. Vers 10, en toe het hom oprig, en niemand sien nie, behalwe die vrou, nie, sê hy vir haar, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? Liefde. Is ons hemel gereed? Na volgende vers. En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek beoordeel jou nie, maar sy God het haar klaar vergewe. Gaan heen, as jy, gaan heen en sondig nie meer nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, broer en suster, jy is vanmôre in God se hande.
Hoor baie mooi. Jy is vanmôre in God se hande. Vanmôre het die Here die aarde in sy hande. En niks sal op die aarde gebeur as God dit toelaat nie. Hoor mooi, bedink die dinge wat daarbo is. Bedink die dinge wat in my woord is. Want die woord van God sê ek is in die hemel, sê die Here, sê Vader. Bedink die dinge. Praat die dinge. Wat op die aarde gebeur, het niks met ons uit te waai nie. Dinge gaan gebeur, die openbaring, dinge gaan gebeur, die wegrapping gaan gebeur. Alles gaan gebeur. Maar soek eers die koninkryk van God, so alles bygevoeg word. En ek wil vanmôre vir julle 'n verhaal vertel. Van die onderwyser wat klas gee. En die een sien het 'n mooi horlosie. En hy haal hom af, sit hom op die tafel neer. En daar so, dink so 12 kinders in die klas. En kom ons sê het eksamen geskryf. En hy haal sy horlosie af, en hy sit hom op die tafel neer, om die tyd te kyk. En hy wil sê, okay, die onderwyser sê, alright, van God 10 minute breek, dan kom jy terug. En toe hy terugkom, is die horlosie weg. En hy skryf eksamen. Hy sê, meneer, iemand het my horlosie gesteel. Wysheid. God se liefde is wysheid. En die meneer sê, alright, ouens, sit julle penne neer, kom elkeen en gaan staan teen die muur. Alright. En elkeen staan op, gaan staan teen die muur, want hy moet nou die horlosie soek. En ek sê vir elkeen, julle maak julle oë toe. Niemand maak julle oë oop nie. En die onderwyser gaan by die eerste ou, druk sy hand in sy sakke, tweede ou, derde ou, tot by die 12de ou. Maar by een van die ouens het hy die horlosie gekry. En hy vat die horlosie en hy druk hom in sy sak en hy gaan terug. Hy sê, alright, kom skryf verder, jy moet klaar kry. En almal is wel bereid, almal kyk rond, waar is die horlosie? En die hoof sê, maak klaar met die eksamen en hulle skryf. En toe die klas verdaag, sê vir die een oukie hierso, jy is jou horlosie terug. En hy sê, maar, hy sê, meneer, wie het hom gesteel? Hy sê, jy is jou horlosie terug. Stop. En na 'n hele paar jaar, 30 jaar, kom ons sê, is dan weer 'n funksie. En die ou wat die horlosie gesteel het, is by die funksie, staan met die meneer. En hy sien die meneer, en hy kom na hom toe, hy sê, meneer, onthou jy my? Hy sê, nee. Hy sê, meneer, yes, ek is in jou klas gewees. Hy sê, ek het my horlosie gesteel. Hy sê, nee. Hy sê, meneer, is hy wakker? Ek het my horlosie gesteel, dit is ek gewees. Die meneer sê, onthou jy die dag? Hy sê, ja, ek het nooit vergeet nie. Hy sê, toe jylle oë toe was my oë ook toe gewees. Want toe ek die sakke gaan, was my oë toe gewees. En ek het nie geweet, die horlosie gesteel nie. Wat ek vanmôre wil sê, jy, kind van God, is in die Here se hande. Sy liefde maak jou toe vanmôre. Maar die vraag vanmôre is jy hemel gereed? Jy sien, God se Gees lei jou, God se Gees leer jou, God se Gees beskerm jou. Ek wil vanmôre vir jou 2 vrae vra, en ek is amper klaar. My een vraag is, as jy die aand gaan slaap jy om dood te gaan? Kom, wees eerlik. Nee. As jy die aand gaan slaap jy om in die oggendure dood te gaan? Nee. Want jy weet, en my vrou sê dit so mooi, as jy die aand gaan slaap, stel jy die wekker, en die wekker sê vir jou, 6 uur gaan jy opstaan. Want sê, jy het al klaar beplan wat jy môre gaan doen. So jy gaan slaap met die wete, dat jy weet, God is met jou. Man, God is met jou. Jy maak jou oë toe, en jy slaap rustig. Because the love of God is with you. The love of God is to protect you. Die liefde van God is om jou toe te maak, sister, broer. Halleluja. En sien,
Hoor my, toe Dawid voor Goliat staan, wie het hom gelei? God het vir Dawid gelei. Toe Noag in die ark is, wie het hom gelei? God het hom gelei. Toe Daniel in die leeukuil was, wie het hom gelei? God het. Nou my vraag, broer en suster, vanmôre is, wie lei jou? God. As jy deur 'n ding gegaan het, as jy deur trane gegaan het, sê die woord van die Here, ek is daar vir jou. Ek is daar vir jou vanmôre. Ek is vanmôre daar om jou vas te hou. Ek is vanmôre daar om jou deur te dra. Luister mooi. En weer, baie belangrik. As jy deur iets gaan na die woord toe. Hoor mooi. Nie altyd net pastoor toe hardloop nie. Ja, ons het daarmee te help. Maar, gaan na die Heilige Gees toe. Heilige Gees, ek gaan deur dit. Ek gaan deur dat. Maar vanmôre, Here, sê die woord, U sal my die comfort gee vanmôre. Here, U woord sê, ek is in die handpalm gegraveer. En God weet die beste. Hy ken jou beter as jouself. Nee. Dit wat God se woord so interessant maak, want dit wat jy lees, moet nie hier ingaan nie, dit moet hier ingaan. Want in die oorsprong kom in die hart uit. Want wat hier ingaan, maak jy nie onrein nie. Ek het 'n skrif gehad. Hy sê, al is jou hande vuil en jy eet, maak dit jou nie onrein nie. Jy mag met vuil hande eet, okay, nee? Kinders druk nie hulle ore. Pas jou hande. Was julle hande. Alright, ek is amper klaar. Matteus 5, vers 3 tot 12. Wat is skrif vanmôre? Onvolmaakte mense, ons maak foute. Ons stel te leer. Maar God is daar vir jou. Jy sien, God stel nie belang in jou sonde nie. Hoor gebaai mooi vir my. God stel nie belang in jou sonde nie, hy het klaar daarvoor gesterf. That's the repent. Bely dit en gaan aan met jou lewe. Dink net as Dawid daar gesit het, hoor nou baie mooi, Samuel het na Dawid toe gegaan. Dawid het nie na Samuel toe gekom nie. Samuel het na Dawid toe gegaan. Ek sê, Dawid, jy word gesalf as koning. En Dawid, wat 'n skaapwagter is en wat niks was nie, word 'n koning. Maar Dawid het ook foute gemaak. Nou as Dawid en as jy wat vanmôre in die kerk sit, heeltyd op jou foute gaan ry, gaan jy nie koning word nie. Jy sien, Dawid was kwiek, hy was vinnig om jammer te sê. 'n Man na my hart sê die Here. Ek kyk vir my preek af, kom ons gaan aan. Alright, vat hierdie skrif vanmôre. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Maar, ek het nou gesê, as jy deur iets gaan na God toe. As iets in jou lewe gebeur, gaan na God toe. Hulle sal vertroos word. Wat skryf? Salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Vers 6. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal. As jy dors na God, hoor vanmôre, as jy die passie het om God te soek in alles, sal jy versadig word. En as jy versadig is, loop die beker oor, en as die beker oorloop, raak dit mense aan. Soos Dawid, dan kom die mense na jou toe om na God toe te kom. Maar kan ek spring? Oh, God is goed, man. Die woord van God is goed. If you read the word, you will do the word. Kom ons gaan aan. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Hoor hierso. Volgende vers. Salig is die wat rein van hart is. Wat sê? Want hulle sal God sien. It's not here. Dis nie hier nie, my broer en suster. Dis hier. Salig is die wat rein van hart is. It's ons
hemelmateriaal. Volgende vers. Salig is die vredemakers, hulle sal kinders van God genoem word. Baie keer gebeur iets in jou familie, of in jou huis. Kyk, ek en my vrou, kyk, ek haal my hoed vir haar af. Ek is baie keer 'n moeilike mens. Sy is nog voor ons gaan slaap, nee, kom, ons sorteer dit uit. Sy van, nee, ek wil slaap. Sy sê, nee, word wakker. As kom sy my. Wat kyk so hou of twee? Nee. Liefde hoor jy. Stadig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Hoor die woord, mense. Hoor die woord. Dit is maklik om jou opinie te lig. Dit is maklik om vinger te wys. Dit is maklik om oor alle mense se verlede te praat. Dit is maklik om oor alle mense se sonde te praat. Maar dit is moeilik om oor jou goed te praat. Met niks van my weet nie. Ek het dit gedoen, maar kan niks sê nie. Want wat gaan hulle van my dink? Dink wat bo is. Amen. Volgende vers. En sien daar. Stadig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Stadig is julle wanneer die mense julle beledig, volgende skrif, en vervolg, en valslike allerhande kwaad teenoor spreek om my onwil. Dit gaan kom. Dit gebeur al klaar. Right. Vers 12. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. Jou loon is groot, broer, suster. Jou loon is groot. As jy in God se woord is, as jy God se woord soek, is jou loon groot. Volgende vers. Nee, so amper. Want so het hulle die profete gevolg wat voor julle gewees het. Wat hier gebeur, gaan hier gebeur. Dit gaan gebeur. Right. My laaste skrif, en ek's amper klaar. Johannes 8 vers 51. God van liefde. God van genade. Vanwaar ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood ter ewigheid nie. Jy het vanmôre die keuse, my broer en suster, luister gou vir my. Jy het vanmôre die keuse as kind van die Here om te haat, om vry te spreek, om te vergewe, want dis ons my, is ek. Jy sien, jou liefde is beperk. Want jy die keuse om lief te hê, vir wie jy wil lief hê. Maar mooi, jou liefde is beperk. Maar God se liefde is oneindig. God se liefde is oneindig. God se liefde is wat jou vashou vanmôre. En as 'n baie punt kom, wat ons God se liefde in ons harte kry. Want hy sê, bedink die dinge wat er bo is. Bedink die dinge wat er bo is. En ek sluit met hierdie gedagte af. Elke sekonde wat aftik, elke asem wat jy uitblaas, is geleende tyd. Hoor my. Een van ons vriende, my frikkie, FND job, hy diens my kar gewoonlik. So 2 weke terug, my vrou, gesond, my keer niks nie, kry pyn in haar regterskouer, uur daarna is sy dood. Uur daarna. 3 jaar terug het sy seun verloor. Elke sekonde wat nou aftik is geleende tyd. Elke sekonde wat jy asemhaal is geleende tyd. En môre kan jy dalk nie sien nie. So God gee jou vandag 'n kans. Moet jy nie kwel oor die dag van môre wat jy gaan eet en wat jy gaan doen nie. Dis vandag. Jy moet vandag vryspreek. Jy moet vandag vergewe. Jy moet vandag God se liefde begin vat. En die mense wys wie God is.
Ja, Here, ons is maar net mens. Nee. As jy God se woord het, wat uitkom, gaan God wees. Maar nou wat ek vir jou sê, wat as jy God se woord het, wat hier gaan uitkom, gaan God wees. En ek trek vanmôre kring om myself, en ek sê, Here, begin vanmôre in hierdie kring, Here, hier waar ek staan. Begin by my. Ons gaan ook deur goeie, soos normale mense, al is ek nou 'n pastoor, al is ek 'n pastoor, ons gaan ook deur goeie, ons moet ook battles fight. Maar Here, begin vanmôre in die kring, Here. Hoor mooi, dis geleende tyd. Dis geleende tyd. Ek wil ons maak ons oor toe. Prys die Here, Liesel, speel vir Likie asseblief. Hey, jy kan vandag hier uitstap. Jy kan vandag hier uitstap, en jy kan jou asem uitblaas. Is jy dan hemel materiaal? Hoor mooi, is jy hemel materiaal? Nee, Here, ek kan die ou nie vergewe nie, Vader, want weet jy, hy het dit en dit gedoen. Ek wil sê vanmôre, 70 maal 7, 70 maal 7, moet jy vergewe. 70 maal 7, moet die mense vryspreek. Maar Here, ek kan nie, God sê ja, jy kan, want toe ek aan die kruis hang, toe hulle my gemartel het ek gebid en gesê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kom ons maak klaar. Ek wil vanmôre vir jou vra, en ek gaan 'n uitnodiging gee, en ek gaan nie uitreik vanmôre nie. As jy vanmôre sê, Here, ek het u hart nodig, Here. Ek het u hart nodig. Nie myne nie, Here. Ek het vanmôre u hart nodig, Here. Wil ek jou vra, kom uit. As jy vanmôre kan vergewe nie, wil ek jou vra. As jy sukkel om te vergewe, kom uit. Nico, was dit dan?